Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker op hierdie donderdag, die 19de Maart 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. In Jakobus 2, vers 14 tot 26, en ook in 3 vers 13 tot vers 18, kry ons 'n bietjie woorde van wysheid. Ja, wysheid kom nie net uit die boeke van Salomo, of Job, of Psalms nie, maar ook hier in die Nuwe Testament kry ons 'n paar woorde van wysheid. So luister mooi, en probeer dit toepas in jou lewe. Beoefen dit, want dit is wat ons behoort te doen. Luister mooi, wat baat dit my, broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom tog nie red nie. Luister mooi, baie mense sê, hulle het net geloof nodig. Net geloof nodig. As daar nou 'n broeder of suster naak is, en aan die daaglikse voedsel gebrek het, luister mooi, 'n broeder of 'n suster, nie enige iemand nie, 'n broeder of suster, met ander woorde, 'n medegelowige. En een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat dit? Ons hoor baie keer mense sê, die Here gaan vir jou voorsien. Ons hoop die Here gaan vir jou voorsien, terwyl sulke mense ook kan help, al is dit met 'n bietjie. Ons moet nooit die hand terughou nie, nooit. Die Here gee vir ons, en soms neem hy, soms toets hy ons, soms stuur hy iemand om ons te toets, en as ons val daarin, wat baat dit ons? Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek het die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook. En hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Met ander woorde, jy kan nie, as iemand sonder werk is byvoorbeeld, en daai persoon bid vir werk, maar hy sit by die huis, hy stuur nie sy CV uit nie, hy gaan vra nie rond vir werk nie, en hy sê hy het geloof, hy wag, dan is dit nie die regte metode nie, want dan het hy nie regtig geloof nie. Want as hy die geloof gehad het, so hy uitgegaan het, sy CV uitgestuur het, sy naam uitgegee het, hy so geloof gehad het en geweet dat na dit gaan iemand hom tog kontak. Dit is ook hoe geloof werk. En dis hoekom partykeer kan ons nie net glo en verwag nie. Want die Here stuur ons uit. Hy stuur ons na plekke toe, sodat die geloof werke ook kan hê. Jy kan tog nie onder die boom van appel sit en wag totdat die appels in jou skoot val nie. Want daai wat val is gewoonlik vrot. Nee, jy moet klim, jy moet pluk. Dis geloof met werke. Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is hom toe geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle dan nou, dat die mens geregverdig word uit die werke, en nie alleen uit die geloof nie? En is Ragab, die hoer nie ook
net so geregverdig uit die werke, toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie. Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Wie wys is, Jakobus 3 vers 13 tot 18, wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle harte het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Onthou wat sê die woord hierso. Vir jou broers en jou susters, natuurlik in die geloof, nie die ander nie. Eerste, jou broers en susters. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is dankbaar vir hierdie woord wat U ons vanoggend meedeel, Here. Vader, help ons, dat ons nie in hierdie lokvalle val nie, dat ons nie met selfsug en onbarmhartigheid en onpartydig wees nie. Help ons om vredelievend en vriendelik met barmhartigheid gevul te word, dat ons eerstens ons broers en susters in die geloof kan bystaan wanneer hulle nood het. Vader, en ek dank Here vir die wat dit wel doen. Vader, sodat ek self kan getuigel op vele oomblikke van hoe barmhartigheid en liefde kan help, Here. Selfs in die bediening weet ons, Here, daar's soms uitdagings, maar U, Vader, aan U kom al die eer toe, want U is groot bo alle dinge, en ons dank U daarvoor. Vader, wees met ons elkeen op hierdie dag. Vader, ons weet, die dinge wat aangaan in die wêreld maak party mense bang, maar ons kom vandag in die naam van Jesus Christus teen die vrees. Vader, ons weet die dinge wat aangaan in die wêreld maak mense nie net bang vir die toekoms nie, maar bekommerd vir wat kan kom, vir wat voorlê vir die kinders, Here. Vader, maar ons weet ook dat die woord ons waarsku, en vir die wat in die woord is, vir die wat wedergebore is, gaan dinge nie so erg wees nie. Want ons weet, Here, U hand is oor U kinders. En die woord gee ons 'n belofte, dat selfs nie 'n haar op ons hoofde sal op die grond val nie. Sal beskadig word nie. En daarom weet ons vertroue is in U, o Vader. Ons vertroue is in die woord wat U vir ons gegee het. Laat ons nie mat word of bang word of twyfel in U liefde nie. Maar dat ons sal opstaan in die genade en weet dat ons is kinders van die Allerhoogste God. En daarom weet ons, U sal ons pad vooruit sien met 'n fakkellig, 'n kolom van vuur, en U sal ons agterna kom in die wolkkolom. Daarom, Here, sê ons dankie vandag vir hierdie dag in Jesus Christus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.